Hier is jou blitsoorsig oor die wens reeds vervul manifestasieproses. Hierdie daaglikse praktyk dwing jou brein om weg te beweeg van 'n wanhopige tekortbewussyn na 'n staat van totale oorvloed en eenheid, sodat jy jou drome uiteindelik 'n werklikheid kan maak. Eerstens, kyk ons na die visie en die gevoel, oftewel die ek is staat. Die geestelike leermeester Neville Goddard leer ons dat, voordat iets in jou lewe verskyn, jy dit eers as 'n huidige werklikheid in jou bewussyn moet bedenk. Skryf dus jou begeertes in die teenswoordige tyd soos, ek is so dankbaar nou dat ek, en beliggaam dan daardie oortuiging deur regtig te fokus op hoe emosies soos vrede en vreugde fisies in jou liggaam voel, asof die droom reeds bewaarheid is. Tweedens kry ons die toets van oorgawe en heelheid. Kyk, ware manifestasie gebeur eers wanneer jy absoluut niks of niemand nodig het om gelukkig te wees nie. Die kenner David Guillaume herinner ons dat as jy uit vrees te hard vashou aan die uitslag, jy in werklikheid die seën blokkeer. Van daardie behoeftigheid dryf manifestasie onmiddellik weg. Jy moet dus bewuslik kies om heel te wees en die droom te laat gaan en net weet dat jou ware krag van binne afkom. Laastens bespreek ons natuurlike aksie uit oorvloed. As jy mos reeds in die staat van jou vervulde wens leef, is jou optrede nooit desperaat of geforseerd nie. Aksie vloei bloot natuurlik vanuit 'n plek van diensbaarheid en vrede, soos byvoorbeeld om met volle teenwoordigheid na iemand te luister sonder om ooit iets in ruil terug te verwag. Sodra jou onderbewussyn werklik glo dat jy reeds gelukkig is sonder die ding wat jy najag, verdwyn alle weerstand en presies dit wat jy soek sal jou begin jaag.